Kom ons kyk vandag na die taalstruktuur homonieme en sinonieme. Nou, homonieme en sinonieme kan soms eintlik half uitdagend wees, maar dit kan ook baie snaaks wees, want as ons byvoorbeeld 'n sin vat soos Farao eet rys op sy reis. Dit klink presies dieselfde, maar die spelling verskil totaal en al. So as ons kyk na die heel eerste reis waarvan gepraat word, Farao reis, kan ons weet dat die spelling heeltemal verander, aangesien die konteks van die sin in elk geval in daai geval ook verander. Dus hy beweeg van een punt na 'n ander punt. Dit is mos nou reis. Maar dan kan ons ook kyk na hierdie soort naam reis, wat beteken dis 'n tipe kos wat hy eet. So baie keer dan kan mense 'n bietjie rondspeel met hierdie woorde, want dit klink snaaks op die oor af, maar baie keer dan word hierdie woorde verkeerdelik gebruik in die taal. Selfs as jy 'n boodskap stuur, net omrede dit dieselfde klink, voel dit dan nou, ek kan seker maar nou net enige gebruik daarvan. Het jy al ooit 'n boodskap gestuur en dan het iemand jou die regte spelling eintlik van daai woord gegee, net omrede dit vir jou reg geklink het? So kom ons kyk 'n bietjie die gevare daarvan, het ons nou net oor gepraat, is jy stuur 'n boodskap en eintlik het jy iets anders te bedoel, maar dit beteken ietsie totaal en al anders. So kom ons kyk na hierdie twee dele van homofone en homonieme. Kom ons kyk na die oor hoe dit klink, en dan die oog oor hoe dit gesien word of hoe dit lyk. Kom ons kyk na hierdie taal-laboratorium definisie van die woord homofoon. Nou, as ons hierdie woord in twee deel, kyk ons na die heel eerste deel, die definisie van homo, en dan kyk ons, dit beteken dieselfde. So dieselfde, en die tweede woord, foon, en foon definieer hierso terug na klank. So hoe dit klink, homofoon. Kom ons kyk byvoorbeeld kom ons kyk na 'n voorbeeld die woord haal, en in watse konteks kan dit dieselfde klink, maar verskillende spelling hê. Ons kyk na die woord haal met die spelling H-A-A-L of H-A-A-L. Natuurlik kan ek sê ek haal iets van die kas af, of ek kan sê ek haal asem. Twee verskillende kontekste, maar die spelling bly presies dieselfde. Maar dan in teenstelling kyk ons na die klank wat presies dieselfde is, maar die spelling is totaal en al anders. Ons kyk na as ons net so kan bietjie dink daaraan, wat 'n ander woord sal julle vir my kan sê klink dieselfde, maar word anders te gespel in hierdie haal. Dis niks anders nie as die groot korrels wat val wanneer daar 'n storm is, wat gewoonlik jou kar beskadig, haalkorrels byvoorbeeld. Nou die spelling daarvan is totaal en al anders, maar tog klink dit presies dieselfde. Ons kan byvoorbeeld weer 'n grap maak daaroor en sê ek haal die haal van my motor se dak af. Klink presies dieselfde, maar absoluut twee verskillende spellings. Hierdie spelling is byvoorbeeld H-A-E-L, totaal en al anders, maar tog klink dit dieselfde, né? Kom ons kyk 'n bietjie na nog 'n voorbeeld, die woord bly teenoor bly. Weereens sal julle vir my sê, maar dit klink presies dieselfde. So wat sal ek gebruik in watse konteks? Kom ons kyk 'n bietjie wat se bly gaan in die volgende sin van toepassing wees. Ons kyk na ek bly in 'n pragtige huis. Wat se spelling sal dan nou hierby pas? Is dit B-L-A of is dit B-L-E-I? Natuurlik sal dit die bly B-L-A wees. Maar dan het ons ook 'n ander sin wat sê die visserman vang 'n groot bly, wat 'n tipe vis is. En in hierdie konteks is dit dan nou
die woord, die spelling BLEI. So baie verwarrend, so dit is hoekom ons woordeboeke byderhand moet hou altyd wanneer ons onseker is oor wat die spelling regtig moet wees. So daar's van die homofone wat net van of wat net voor die hand liggend is, wat jy in elk geval altyd gebruik in jou daaglikse lewe, wat jy net in 'n boodskap sal tik. Maar partykeer dan is jy dalk net so 'n bietjie onseker oor die regte een wat jy moet gebruik. So nou dat ons klaar is oor met die deel homofone of homofoon, kom ons gaan kyk nou na ons homonieme of homoniem. Weereens gaan ons kyk na ons heel eerste deel, dit sê homo, en soos wat ons al klaar geleer het, kan ons sien dit beteken dieselfde. Maar ons tweede woord, niem. So wat's die definisie van niem? Dit sê hier woord, dieselfde woord. So as ons nou moet dink daaroor, dit is presies dan dieselfde woord wat geskryf word, maar dan 'n ander betekenis het. So natuurlik kan hierdie dan nou nog meer verwarrend wees. Kom ons kyk byvoorbeeld na die woord bank. Ek kan byvoorbeeld sê ek sit op die bank by die huis, maar dan kan jy ook hoor jou ma sê vir jou, ek gaan net gou bank toe gaan. So, of sy kan nou na die sitkamer toe gaan en lunch gaan sit, of sy kan fisies ry en na een of ander bank toe gaan om byvoorbeeld besigheid te gaan doen, of geld te gaan bank in hierdie geval. So ons kan sien dat hierdie konteks bepaal die betekenis deur om te kyk presies na wat se ene dan nou eintlik gebruik word. Kom ons kyk byvoorbeeld ook die vuur laat slegs as agter, die woord as. So ons kan sien die woord as beteken die oorblyfsels van vuur, maar dan kan ons ook sien daai selfde woord as kan ook deel van 'n wiel, die wiel draai om sy as. So die spelling is presies dieselfde en jy kan dit dan nou vir al twee gevalle in 'n sin in daai verskillende sinne gebruik. So ons moet net baie seker wees oor wat se ene ons dan nou gebruik om net seker te maak dat ons dan nie in die strik trap om in daai gevaar te staan om die fout te maak byvoorbeeld in 'n woord nie. So kom ons kyk net gou, hoe lyk dit? Homofone, dieselfde, homonieme, dieselfde. Homofone, hoe spel dit? Verskillend. Hoe spel dit homonieme? Presies dieselfde. Wat beteken dit? Homofone, totaal en al verskillend. Homonieme in hierdie geval ook totaal en al verskillend. Kom ons kyk na die voorbeelde weer. Homofone, die heel eerste een wat ons na gekyk het. Haal, die woord haal. Verskillende spellings klink dieselfde. Homonieme, ek sit of op die bank, of ek gaan na die bank om geld te gaan bank. So, ons moet maar net kyk oor wat hierdie verskil is tussen dit, sodat ons nie, soos wat ek gesê het, nie in daai groot striktrap van die foute maak in die twee nie. So ek hoop julle het nou 'n bietjie, ek hoop julle verstaan nou 'n bietjie beter tussen die verskil tussen van homonieme en homofone, sodat julle nie in daai striktrap nie.